Here, dankie vir die voorreg wat ons het om hier te kan wees vandag. Dankie dat ons U kan beleef en saam met U 'n pad kan stap. En dat ons kan weet, U het 'n baie spesiale afspraak met elkeen van ons. Dankie dat U 'n boodskap het vir ons vandag. Dankie dat U kom en dat U altyd besig is met ons. Dat ons altyd by U kan gaan sit en meer leer van die lewe, meer leer van wie ek is en wat U van my verwag en wat dit beteken om saam met U die lewe te leef in volheid. Dankie dat U ons aanvaar soos ons is, maar ons nooit los soos ons is nie. Here, dat ons altyd welkom by U kan wees en kan weet, U gaan ons help op die regte pad. U gaan nie toelaat dat ons onsself en ander mense verder verwoes nie. U help ons, U lei ons en U gee vir ons rigting in die lewe. Here, help ons om ons ore oop te maak vandag. Help ons om te luister wat U vir ons vandag wil sê en dat dit ons hele lewe sal verander. Dankie Here vir al die liefde en al die genade. Amen. Kom ons lees Lukas 20 van vers 27 af. 'n aantal Sadduseërs, dit is die mense wat ontken dat daar 'n opstanding uit die dood is, kom toe nader en vra vir Jesus: "Meneer, Moses het vir ons voorgeskryf, as iemand 'n getroude broer het wat kinderloos sterwe, moet hy met sy broer se weduwee trou en vir sy broer kinders verwek. Nou nou was daar 7 broers. Die oudste het getrou en kinderloos gesterwe. Ook die tweede en derde het met die weduwee getrou en kinderloos gesterwe. En so het dit met al 7 gegaan. Daarna het die vrou ook gesterwe. Die vrou nou, wie se vrou word sy met die opstanding? Al 7 het haar mos as vrou gehad. Jesus sê vir hulle, in hierdie wêreld trou die mense met mekaar, maar die wat waardig geag is om deel te hê aan die toekomstige wêreld en aan die opstanding uit die dood, trou daar nie meer nie. Hulle kan ook nie meer sterwe nie. Hulle is soos die engele. Hulle is kinders van God, omdat hulle uit die dood opgestaan het. Dat die dooies opgewek word, het Moses ook aangedui waar hy in die gedeelte oor die doringbos praat van die Here, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob. Hy is nie 'n God van dooies nie, maar van lewendes, want by hom leef hulle almal. Toe sê sommige van die skrifgeleerdes: "Meneer, u het goed geantwoord." Ek dink dit is op die slide nie. Maar hulle sê nou, hy het goed geantwoord. Kom ons lees tot sover. Nou, dis 'n bietjie 'n snaakse stuk, wat ek dink nie baie bekend is nie. Maar in kort gaan dit oor mense wat nie saamstem met Jesus nie, wat teen Jesus is, en dan nou hierdie belaglike voorbeeld na hom toe bring en sê, maar as dit nou gebeur, hoe gaan die opstanding van die dooies dan nou werk? Want hulle het self nie geglo in die opstanding van die dooies nie. So in hulle kop het dit nie sin gemaak nie, en hulle probeer dan nou vir Jesus uitvang, en om vir hulle te verduidelik, nou hoe gaan dit dan nou werk, as almal dan nou opstaan uit die dood uit, as dit nou die geval is? Wat maak ons in hierdie geval? Nou, voor ons nou verder gaan, moet ons eers bietjie verstaan, wat gaan nou met hierdie trouery aan, nee? In daardie tyd, was die gebruik gewees, onder andere om jou nageslag voor te sit, en om vrouens op 'n manier te beskerm. Dat as 'n man voor sy vrou doodgaan en hulle het nie seuns gehad nie, moes die broer instaan vir die man by die weduwee, met haar trou en dan kinders in die broer se plek kry. Want die oudste het ons alles, so as die oudste nie kinders gehad het nie, moet die nageslag voortgesit word, so die broer moet dan instaan vir die seun, vir die oudste seun, en die nageslagte moet voortsit. Maar dit is soveel meer as dit. As God hierdie wette kom instel en vir hulle hierdie riglyne kom gee, dan gaan dit meer ook oor om die weduwee op 'n manier te beskerm, nee? Want binne die kultuur van daardie tyd het vrouens regtig nie baie regte gehad nie. So hulle hoofdoel was eintlik maar om kinders te kry, maar hulle mag nie gewerk het nie, hulle mag nie in die tempel gegaan het nie, hulle mag nie inkomste genereer het nie. So as 'n vrou se man sterf in daardie tyd, sit sy basies op straat, nee?
Want as sy nie kinders gehad het wat vir haar kan sorg nie, as sy nie seuns gehad het wat dan kan werk in die man se plek om vir haar te sorg nie, was sy kinderloos en sy het op straat gesit, want sy mag nie self 'n inkomste genereer nie. So sy was heeltemal op haar eie gelaat. So die Here sê, as 'n vrou, as 'n man sterf en die weduwee het nie 'n seun wat haar kan help en haar kan ondersteun nie, moet die broer met die vrou trou en dan vir haar sorg. Okay. So, dit was die kultuur in daardie tyd. So, hierdie Sadduseërs kom en hulle maak hierdie voorbeeld op van 7 broers wat dan op die ouend met die vrou trou en daar's nie kinders nie, met wie is hy dan nou getroud in die lewe na die dood, né? As almal opstaan. En dan kom Jesus en sê, julle verstaan so min. En is amper asof as ons hierdie stuk lees, dan sit so half 2 stories, né? Die een van die vrou wat met die broers moet trou, en dan kom Jesus met 'n heeltemal 'n ander ding. Want die wêrelde is so verskillend. Die twee kom nie by mekaar nie. Jesus kom sê, jy kan nie die hemel, die lewe sonder 'n sondige wêreld, sonder sonde, saam met God vir altyd vergelyk met die wêreld waarin ons nou leef nie. Die wêreld waarin ons nou leef is 'n sondige wêreld. Hey, ons worry net oor onsself, ons wil net ons eie goed doen, ons maak mekaar seer, ons verwoes mekaar se lewens, want ons doen net wat ons wil, en ons gee nie om wat gebeur en wat die impak is van wat ons mee besig is nie. So ons leef in 'n sondige wêreld, ons leef in 'n selfsugtige wêreld. So God kom en hy sê, vir julle om ordentlik te kan lewe, stel ek reëls in. Moenie dit doen nie, want ons moet dit weet, ons moet kan kies om dit nie te doen nie, want die ander goed wat so verkeerd is, kom so natuurlik vir ons. So God het wette ingestel in hierdie wêreld om te keer dat ons nie mekaar verwoes nie, om te keer dat ons nie mekaar so in die rug steek nie, om te keer dat daar gesorg word vir almal. So binne in die huwelik gaan nie in die hemel wees nie, want die huwelik is spesifiek ingestel op aarde, sodat jou diepste, broodste liefde gekoester kan word op 'n plek wat veilig is, waar julle mekaar kan vertrou en waar julle 'n pad saam met mekaar kan stap. As daai intieme goed buite die huwelik gebeur, dan is daar seer, né? Die Here skep 'n veilige ruimte waar 'n mens kan broos wees, waar 'n mens regtig diep kan lief hê. En dis wat so mooi is van die huwelik, né? Wanneer ons dit saam met God doen, dan kan ons veilig wees, ons kan broos wees, ons kan diep intiem lief hê, soos wat jy vir niemand anders lief het nie. So daai goed is geskep vir 'n wêreld wat seer maak, né? So die Here sê, moenie dit doen buite die huwelik nie, byvoorbeeld, want dis nie goed vir jou nie. Dit maak seer. Daar's nie commitment nie. Net soos dit met elke ander wet, né? As ons kwaad is vir iemand, dan maak ons daai persoon seer. Die Here sê, moenie dit doen nie, laat my toe om dit te doen. Moenie vir mekaar jok nie, dit maak seer. Moenie moord pleeg nie, dit verwoes lewens. Moenie egbreek pleeg nie, want binne in daai kosbare huwelik moet daar veiligheid wees. Moenie, jy moet rus, want jy gaan jouself doodwerk as jy nie oppas nie. Jy gaan uitbrand, die Here weet dit. Ek het die Sabbat daar gesit sodat jy by my kan kom rus eenmal 'n week, want jy het dit nodig. Jy kan nie ander gode aanbid nie, want hulle bestaan nie. Ek weet wat die beste is vir jou, so jy moet net getrou bly aan my. Weet wat jy nodig het. So daai goed, die wette wat ons nou net gelees het, is daar op hierdie aarde gesit, sodat ons
kan weet wat dit beteken om saam met God binne 'n veilige omgewing, binne orde te kan leef. Anders spiral ons net in die gat van sonde in. Voor jy oë uitvee, het jy jou hele lewe verwoes en jy kan nie verstaan hoekom nie, want dit het net so vinnig gebeur, né? Verslawing, selfsug. So die Here sê, bly naby my, en jy sal weet wat dit beteken om voluit te lewe. En dan sê Jesus, in die hemel gaan dit nie nodig wees nie, daai wette gaan nie nodig wees nie, want daar gaan nie sonde wees nie. Die sonde gaan nie meer bestaan nie, ons gaan vir ewig in God se teenwoordigheid mag wees. So dis nie nodig nie. En dan sê Jesus, julle verstaan heeltemal te min van wat in die hemel gaan gebeur, om dit wat logies op aarde vir ons sin maak, op die manier in die hemel op te probeer verstaan, want dit gaan net soveel anders wees. Dit gaan net te perfek wees vir ons om te kan dink. 'n Wêreld wat ons nog nie kan verbeel nie, né? Ons kan probeer, maar ons gaan nie naby kom nie. Ek het so 'n ding gelees wat dit vir my baie mooi verduidelik het. So ek gaan dit gou vir ons lees. My kids and I have talked several times about what life was like before media and entertainment were available on demand, met ander woorde internet, né? It's challenging for them to imagine must-see TV. Having to be in front of a machine at a certain time in a certain place in order to experience a particular piece of content. In addition to the logistics, it's hard to convey the kind of urgency that accompanied the certain media events. A kind of scarcity mindset or fear of missing out, FOMO, often associated with premieres, finals, or very special episodes, is not easily imagined now that it is irrelevant. Nee? Ons het internet, as jy iets gemis het, catch jy net vinnig op. Nee? Dan, jy kyk het wanneer jy lus is, en jy kyk het wanneer jy tyd het. Dit het nie altyd so gewerk nie, nee? As jy 'n episode gemis het, het jy het gemis en dit is verby, nee? Maar dit is twee verskillende wêrelde. Die een jy kan nie die een se reëls toepas op die ander nie, want dit is totaal en al verskillend. Dit werk net anders. Die ou dae en die nuwe dae, né? Partykeer verstaan ons mekaar nie lekker nie, want ons wêrelde verskil so. En dis presies wat Jesus kom bedoel tussen die wêreld waarin ons nou leef en die sondige wêreld waarin ons is teenoor dit wat eendag gaan gebeur. Jesus gee vir ons 'n toekoms, soos ek nou gesê het, wat ons nog nie kan verbeel nie. Ons kan nog nie eers dink daaraan nie, want ons wêreld is te klein. Jesus kom sê, kinders van God sterf nie. Dit op sigself is iets wat ons nie kan dink nie, want op die ou ende is dood iets wat ons dryf in die lewe. Nee, op 'n manier. So of jy nou bang is vir die dood of nie bang is vir die dood nie, dit is 'n eindpunt, nee? So ons moet op sekere tye van ons lewe kinders kry, want anders raak jy te oud om kinders te kry. Jy moet werk sodat jy, as jy eendag nie meer kan werk nie, dat jy genoeg het om te kan voorlewe. So allerlei goedertjies wat ons op spesifieke tye in ons lewe moet doen, want eendag gaan ons sterf, nee? Ons lewe kom op 'n eindpunt. Maar as Jesus dan kom sê, maar kinders van die Here sterf nie. Wanneer ons kinders van die Here is, dan verleef ons vir ewig. So wanneer ons dan sterf, is dood nie wat almal sê dit is nie. Dis nie finaal nie, want ons gaan vir ewig saam met God wees. So dis basies dan 'n bruggie wat jy oorloop na 'n nuwe perfekte wêreld. So jou lewe gaan aan. So dis klaar op sy eie, moeilik om te verbeel, moeilik om aan te dink. Ons kan vir ewig saam met God lewe. So hierdie stuk help ons om so 'n bietjie hoop te kry. Om vir ons te help om anders na die wêreld te kyk. Dit
gee vir ons 'n ander manier van dink. Dis ligstrale na die wêreld waar almal sonder 'n tekort kan lewe, waar almal genoeg kan wees, waar niemand jou gaan seermaak nie. Dis waar, dit help ons om die waarde van elke mens te besef. Dit help ons om ons oë oop te maak en te sê, waarmee is ek besig? Is ek besig om die mense wat net so kosbaar soos ek vir God is te verwoes, of is ek besig om hulle te help om ook saam met God die lewe te leef? Hulle ook te help met hulle seer, mekaar te ondersteun, mekaar te help op die regte pad, want dit is so belangrik om saam met die Here te lewe. Dit help ons ook om te besef dat ons nooit in ons lewe hoef bang te wees nie, vir niks nie. Want maak nie saak wat met ons gebeur nie, maak nie saak wat in die wêreld gebeur, of wat ander mense aan ons doen nie, ek is God se. Ek is God se. Dis wie ek is. En of ek nou selfs doodgemaak word vir my geloof of wat ook al, wat se rede, ek's God se. Ek sal vir ewig by hom wees. So selfs niks kan ons wegvat van hom af nie. Nie eers die dood nie. Maak ons ook hoe swaar die lewe is nie. Ons as kinders van die Here weet, dis nie die einde hierdie nie. Dis nie die einde nie. Ons gaan vir altyd saam met God wees. Ons gaan op God se skoot sit en ons gaan weet, hy is ons alles. Ons hoef nie bang te wees nie. So ons belangrikste taak in die lewe is om seker te maak dat ek in die eerste plek weet wie God is, glo dat hy my verlosser is, sodat ek vir ewig saam met hom kan lewe, en dan moet ons mekaar help, so lief hê, so daar wees vir mekaar, dat ons mense help om ook daardie liefde van God te ervaar, sodat hulle hom ook kan aanvaar, en sodat hulle ook anders in die wêreld kan lewe, sodat hulle ook kan weet, ek hoef nie bang te wees nie. Daar's hoop. Die lewe is meer as my omstandighede nou. So die vraag op die eind is, ken jy die God van die heelal? Ken jy hom? Het jy jou hart vir hom gegee? Weet jy, dit kan soveel anders wees. So groot, nee? Ons gaan vandag die nagmaal vier. En die nagmaal is een van daai goed wat God ingestel het vir ons om te help onthou. My kind, ek het hierdie vir jou gedoen. Te help onthou tussen al die besig wees, al die swaar kry, al die vrae wat ons nie voor antwoorde het nie, al die deurmekaarigheid. Hierdie stukkie onthou van my kind, ek het vir jou gesterf. Ek het opgestaan uit die dood uit, sodat jy vir ewig, van nou af, nie eendag nie, van nou af, altyd by my kan wees, altyd. En dat hierdie swaar kry wat ons nou ervaar in die lewe, nie die einde is nie. Dis 'n stukkie onthou. So die nagmaal, as ons die nagmaal vier, dan onthou ons wat God vir ons kom doen het in die eerste plek. Dis 'n waarborg, nee? Dis die een waarborg in die lewe wat ons het, is dat as ons kind van God is ons sy kind. As jy glo wat hy kom doen het vir jou, dan is jy sy kind. Niks kan dit wegvat van jou of nie. Dis 'n waarborg. Dis 'n viering. Ons loof en prys die Here. Ons vier fees saam met mekaar. Want ons is God se. Dis 'n toekomsverwagting. Ons weet dis vir ewig. Ons weet, daar gaan 'n punt kom waar God kan kom en hy gaan die wêreld kom veroordeel, maar ons kan weet ons is veilig, want ons gaan van hom wees. En ons gaan vrygemaak word van alle pyn en seer kry. Ons gaan vir ewig saam met God wees. Dis 'n vreugdefees. En ons is gevul met oneindige dankbaarheid. Want hierdie is nie iets wat ons verdien het nie. God het dit kom doen
Want hy is lief vir jou. God het dit kom doen, want jy is kosbaar vir hom. Kosbaar genoeg, dat hy sy lewe kom gee het vir jou. So kom ons maak onsself reg vir die nagmaal, dan gaan 'n oomblik van stilte gee. Maak jouself gereed vir dit wat die Here vir jou wil kom doen vandag. En as die band reg is, dan kan ons onsself voorberei deur soos 'n wildsbok te sing.